Wow, dit is 'n amazing boek hierdie. Het jy jou Bybel saamgebring? Maak asseblief saam met my oop by Openbaring 22. Annelies, as jy net vir my ook kan opsit asseblief. Openbaring 22. Vanaf vers 6. Dis die laaste hoofstuk, die laaste bladsy van die Bybel. Jy het ooit 'n boek gelees, dan dink jy by jouself, man, ek wil nie wag tot op die einde nie, dan blaai jy so tot op die einde, dan, okay, dis toe wat gebeur het, nee. En dis wat Openbaring 22 doen, hy kom, en op die einde, sê Jesus, kyk, ek kom, Maranatha, dis wat dit beteken, draai net so na iemand toe en sê, Maranatha, sê dit vir iemand, Maranatha, Maranatha, beteken Jesus kom. Kom ons lees vanaf vers 6, vanaf vers 14, Openbaring 22, vanaf vers 14. Geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs, die onsedelikes, die moordenaars, die afgodsdienaars. Almal wat valsheid liefhet en dit doen, hulle is buitekant. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles in julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môre ster. Die Gees en die bruid sê, kom! Wie is die bruid? Dis ons. Sê saam met my, kom! Kom! Elkeen wat dit kan hoor sê, kom! Sê dit weer saam met my, kom! Elkeen wat dors het, moet kom, en elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor, as iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plaag byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit alles getuig, sê, en dis Jesus wat nou praat en hy sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom hier Jesus. Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. Amen. What a day. Ek wil net so vinnig saam met julle deur Openbaring gaan, dalk het jy een van die hoofstukke gemis. In Openbaring 1, Rian, check dit hier so, Openbaring 1, het ek begin, en het van vers 12 of tot by vers 18 het hy Jesus beskryf. Amazing. Die beste beeld van Jesus wat daar in die hele Bybel is, kry ons in Openbaring 1. Gaan kyk gerus weer daarna, hoor. Johan, in Openbaring 2, het hy gepraat met die gemeente van Efese. Hy het vir hulle gesê, julle het my nie meer so lief soos wat julle my voorheen lief gehad het nie. Daar staan dit. Sien jy daar? In Openbaring 2, hy het met die gemeente in Smyrna gepraat. Openbaring 3. En hy sê, kyk daar so, hy sê, moenie bang wees nie. Wow.
Hy het met die gemeente in Pergamum gepraat, Sarel, en hy sê vir die gemeente in Pergamum, ek gee vir julle wat? Steentjies. Onthou julle die steentjies? Ja. Het jy joune nog? Ek gee vir jou 'n nuwe naam. Hy het met die gemeente van Thyatira gepraat. Gemeente van Thyatira, hy sê vir hulle, pas op. Hy sê eintlik vir al die gemeentes, ek watch vir jou. Gemeente van Thyatira het 'n vrou gehad wat daar groot moeilikheid veroorsaak het. Daar was dwaalleraars gewees. Die gemeente van Sardes in hoofstuk 3 vers 3. Tannie Isabel, wat sê hy vir daai gemeente? Hy sê julle moet wakker word. Julle moet wakker word. Ek kan dit amper hoor. Jy moet wakker word. Toe praat hy met die gemeente van Philadelphia. Hy sê vir hulle, ek het vir julle 'n oop deur gegee. Daar's geleenthede. En dan met die laaste gemeente, die gemeente van Laodicea, praat hy en hy sê vir hulle, wat sê hy vir hulle? Siri, kyk bietjie so. Hy sê vir hulle, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Julle moet die deur oopmaak. En so kan ek weer op Openbaring blaai in hoofstuk 4. Wow, dis vir my pragtig. Kyk net bietjie so in hoofstuk 4 beskryf hy wat? God sit op die troon. Hy wys in Openbaring 4 hoe dit in die hemel lyk. In hoofstuk 5, Jalte, wys hy hoe wat daar in die hemel gebeur. En dan in hoofstuk 6, dan raak dit so half donker. Dis asof daar 'n klomp verskriklike goed gebeur. Van hoofstuk 6 af tot by hoofstuk 18. Hy sê in hoofstuk 6 dat die einde is op pad. Daar's 'n donker tyd wat voorlê. In hoofstuk 7 sê hy, Israel is nog steeds my volk, ek is lief vir my volk. In hoofstuk 8 sê hy, daar's 'n stilte voor die storm. Groot oordeele wat oor die hele aarde gaan kom. Dis in hoofstuk 8 en hoofstuk 9. In hoofstuk 10 en 11 sien ons weer God se autoriteit. God sit op die troon. In hoofstuk 12 tot 15 het ek vir julle gewys, daar's 7 hoofrolspelers in die geskiedenis. Hoofstuk 12, die eerste hoofrolspeler was Israel. Daar's die Satan, Jesus die Messias, die Antichrist, die valse profeet, die Jode en dan die tyd waarin ons nou leef. Wie's nou die hoofrolspeler in die geskiedenis? Die kerk. Ek en jy behoort aan die grootste, mees amazingste organisasie wat daar op aarde is. Ons is deel van 'n liggaam. Hoe lank is julle nou in Nieu-Seeland? 16 jaar. 16 jaar. En so waar, hier's 'n Afrikaanse kerk. Hier's Christene, toe ek hier aankom. Ek voel so tuis, want hier's mense wat saam met my die Here dien. Hier's Engelse Christene ook, en Maori Christene, en Indiër Christene, en Chinese Christene, en hulle is in Pakistan, en Iran, en hulle is in Argentinië, oralste. Hoofstuk 16 is amper hoofstuk 16 en 17 is die hoogtepunt, hoofstuk 18 van die totale verval wat in die wêreld gaan gebeur, die oordeel wat God gaan bring, hoofstuk 17 en 18 oor die godsdienstige stelsel en oor die ekonomie wat alles gaan tot 'n val kom. Ek het julle die foto's gewys van die New Yorkse aandelebeurs en die bil wat daar opgerig is. Ek het julle vertel van die hoof
die hoofkantoor van Satan, wat verskuif is van Sirië na New York. Onthou julle daai preek? Gaan kyk bietjie maar. Dan hoofstuk 19, die bruilof van die lam. Jesus kom weer. Net voor dit plaasvind, is dit ek net die volgorde reg kry, die bruilof van die lam vind plaas, hoofstuk 19, en dan hoofstuk 20, Jesus kom en almal wat aan hom behoort, kom terug aarde toe, en vir 1000 jaar gaan ons saam met hom regeer. Wow! Kinders gaan nie bang wees vir slange nie, die leeu en die lam gaan saam wy, reg en geregtigheid gaan geskied, iets waarna ons kan uitsien. Hoofstuk 20, dit is in hoofstuk 20, dan hoofstuk 21, is daar 'n beeld van die hemel. Ons het verlede week gepraat oor die ewigheid, en vanoggend kom ons by ons slotboodskap. Ek het dit daar opgesom, Jesus kom weer. En in hierdie laaste paar verse praat hy van finaliteit. Die eerste finale is die finale voorbereiding, vers 14. Wat staan in vers 14? Geseënd is die wat hulle klere was. Wow, finale voorbereiding. Jesus, ek sal nooit vergeet nie. Daar 2 baie spesiale dae in my lewe. Dit ons getroud is, vandag 34 jaar terug. En daar het ek 'n foto, toe my dogter getroud is. Daai foto is geneem, net voor hulle in die kapel se instap. Nou wat doen 'n bruid net voor sy instap? Kom, sê gou vir my. Wat doen hulle? Sê. Kyk of haar hare reg is. Reg, elke dingetjie moet mooi wees. Net genoeg so 'n bietjie lipstif hier. Kyk, is die oorbolletjies reg? Sit daai wyl oor. Oh. Ta-da-da-da, 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 is dit die regte een? En dan stap sy in. Onthou julle dit? Wow, dis amazing. Nou mense, ons is nou by daai oomblik. Finale voorbereiding. Wat staan dan vers 14 en vers 15? Wat gebeur? Maak jou klere reg, sodat jy reg kan hê waarop? Op die boom van die lewe en op die poort na die hemel. Onthou julle wat is die regverdige dade van die heiliges, hoofstuk 19 vers 8? Ek het dit verkeerd omgesê. Wat is jou kleed? Jou kleed, jou bruilofskleed is die regverdige dade van die heiliges. Is jy besig om in jou kleed te werk? Wat is daar aan jou kleed wat nog uit plek is? Wat moet jy nog voorberei? Wat moet nog bietjie reggemaak word? Nog net so hier 'n tweak en daar 'n tweak. Mense, dis waar ons nou is. Maak reg. Jesus kom. Dis naby. Daar's nie tyd nou vir rondspeel nie. Daai issue in jou lewe, sort dit uit. Daai klad wat jy op jou kleed het, maak hom skoon. Die bloed van die lam reinig ons van alles
sonde, sodat ek voor die troon kan gaan staan, soos Paulus sê, 2 Korintiërs 11 vers 2, soos 'n reine maagd, onbevlek. Ek wil nie daar voor die kansel gaan staan, langs my bruidegom, en dan's daar nog iets wat nie, is ek reg, bruide, alles moet presies reg wees. Ek wil by die poorte ingaan. Ek wil by hom wees. Jesus sê in Johannes 10, ek is die deur vir die skape. Die deur staan oop. Hy nooi jou. Nommer 2, eerstens finale voorbereiding, dan is daar die finale gesag, vers 16. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles in julle bekend te maak. Ek is die wortel, ek is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môrester. In 1 Johannes 3 vers 2 is, jy weet, ek dink ons is baie soos Paulus, ons weet nie regtig hoe dit gaan wees nie. Ek het vir julle so goed as moontlik beskryf. Johannes het dit gesien, maar dis nog half. Hy sê in 1 Johannes 3 vers 2, ek weet nie presies hoe dit gaan wees nie, maar wat ek weet is dat ons hom gaan sien soos hy werklik is. Hierdie Jesus wat daar baie gebrekkig uitgebeeld word, gaan vir al die kinders sê, Jesus is nie soos Sneeuwwitjie nie, hoor. Jesus is nie soos Vader Kersfees wat maar net 'n storieetjie is nie. Jesus, jeugd, is rarig. Hy's rarig. Ons gaan hom sien soos hy is. Ek kan myself nie indink nie. Het gaan iets amazing wees. Net om seker te maak, so aan die einde van Openbaring sê Jesus dan, wie is hy? Ek is die wortel. Terug skou na Jesaja 11 vers 1, hy sê, ek is die loot uit die stam van Isaïe. Ek is die nakomeling van Dawid, die Jode het 'n Messias verwag. Die hartseerste woorde, seker in die hele Bybel, Johannes 1 vers 11, hy het na sy eie mense toegekom. Sy eie mense het hom nie aanvaar nie. Vers 12, Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Ek het dikwels in hierdie reeks gevra, ek vra weer vir jou, het jy hom aangeneem? Het jy hom aangeneem? Het jy hom aangeneem? Het jy jou lewe? Ek wil by almal rondloop en vra, asseblief, het jy seker gemaak, het jy hom aangeneem? Is hy in jou lewe? Is hy die koning en die Here van jou lewe? Ek wil jou saam met my vat. Ek kan niks saam met my vat hemel toe nie. Nie my spesiaalste, ek het so tasie met al my memorabilia, dit gaan agterbly. Al wat saam gaan, is as jy hom aangeneem het. Het jy hom aangeneem? Het jy hom aangeneem? Het jy jou lewe vir hom gegee? Dis wat saak maak, mense. In Jesaja 55 vers 1 sê hy vir ons, ek wil dit vir julle lees, kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs die wat nie geld het, die kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Ek weet ons het werk. Ek weet ons moet
iets doen. We have to do something to make it in this life. Maar wat die heel belangrikste is kom koop en eet. Nie kom koop nie, kom kry, ontvang, gratis, dis verniet. Ek dink is 'n Zulu woord wat sê mahala. Mahala. Dis verniet. Johannes 7 vers 37, Jesus sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Strome. Dis die finale uitnodiging wat Jesus maak. Dis verniet. Dis gratis. Billy Graham het gesê, salvation is free, but not cheap. Niemand van ons hier, nie Elon Musk, nie, wat is Bezos? Aan die tweede rykste ou nie is, wat sy van? Jeff Bezos, nie Elon Musk. Niemand het geld om te betaal om deur daai poorte in te gaan nie. Salvation is free, but not cheap. Dis betaal met bloed. Hy het sy lewe gegee. Sy lewe sodat ons kan lewe. Dis verniet. But it's not cheap. In die laaste plek, daar's een laaste waarskuwing. Kyk saam in jou Bybel, vers 18 en 19. God is baie, baie, baie ernstig oor sy woord, hierdie boek. Hierdie boek. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En ek wil vanmôre ernstig met julle praat. Dit bekommer my as ek sien hoe min ons weet van die woord. Ouers, dis jou verantwoordelikheid. As ek by die jeug vir die kinders vra, so en so en so, dan hoor ek heeltemal 'n ander storie. Dan dink ek, wat gaan hier aan? Sommige van die kinders weet. Dis nie die kinders nie, dis die ouers. Dan vra ek, slaan bietjie na so en so en so. Sien ek die mense gaan na die inhoudsopgawe toe, hulle weet nie 'n klou waar Sagaria nie. Mense, dis hierdie woord wat vir jou lewe gee. Hoe goed ken jy die woord? Hoeveel tyd spandeer jy in die woord? Hoeveel eet jy dit? Mens sal nie net van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Hoe lyk jou Bybel? Ek sê nie moet hom skryf en onderstreep soos ek nie, party mense wil dit nie doen nie, maar sy bladsye hy moet uitmekaar uitval. Hierdie een moet nou hoeka weer bietjie ingaan vir 'n diens. Hy het al 'n make-over gehad met 'n nuwe. Maar die bladsy, hy moet deurgelees wees. En dit moet in jou hart wees, want Jesus sê op die laaste bladsy van die Bybel, daar staan dit: as iemand by hierdie woorde byvoeg, sal God by hom die pla byvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe staan. Jy kan nie iets bysit in hierdie boek nie. Jy kan nie sê, nee, maar die ouderlinge, en die kerkorde, en die tradisie, of die paus, of my voorouers het so en so gesê. Wat sê die woord? Dis nie wat die katekisme sê nie, dis nie wat die Dordtse leerreël sê nie.
Wat sê die woord? En as dit nie daar staan nie, dan is dit uit. Hy is baie ernstig oor die woord. Jehovah getuies, en ek noem hulle naam, hulle moet nie na my toe kom en sê, the New World Translation says, en die Mormone, die Book of Mormon het dit en dit gesê nie. Die woord, hierdie boek. Dit en dit alleen. Nie die Koran nie. Wat 600 jaar later eers gegee is en 800 jaar, en toe nog 200 jaar daarna eerste boek gestaaf. Nee, hierdie boek. Dis hierdie boek waar volgens ons geoordeel gaan word. Hierdie boek is genoegsaam. Hierdie boek is genoegsaam. Hierdie boek het alles wat ons nodig het. Hierdie boek is geïnspireer. Hierdie boek het lewe. As ek hom lees, dan gebeur iets. Hierdie boek het autoriteit. Dis volgens hierdie boek wat ons gelees het, dat ons geoordeel gaan word. Lees hom. Drink hom in. Ek moedig jou aan. Maak dit deel van jou wese. Vers 18 en 19, een laaste waarskuwing. En dan, heel aan die einde, vir ou laas roep Jesus uit, vers 20, ek kom gou. Voor ek afsluit, daar was 'n tyd in my lewe wat ek dit nie wou gehad het nie. Ek wou nie gehad het Jesus moet kom nie. Paar redes. Ek wil nog eers trou eendag. Toe is ek getroud. Nee, Here, wag, ek wil eers kinders hê. Toe kom die kinders. Nee, Here, ek wil 'n huis hê. En dan stadig maar seker kruip al goedjies in. Daar was 'n tyd gewees wat as die Here gekom het, was ek nie reg nie. Daar was 'n klad op my kleed. Daar was dinge wat tussen my en die Here gestaan het. En dan wil ek nie hy moet kom nie, want ek is nie reg nie. Die heel laaste woorde in die Bybel, laaste sinnetjie, Jesus sê, ek kom gou. En dan reageer sy mense en sê, kom. Kom ons maak ons oë toe, net daar waar ons sit. Daar kyk jy na die boodskap op Facebook of op YouTube. Wat is daar wat keer dat jy vanoggend, vandag sê, kom, Here Jesus? Wat keer jou? Jou eie ambisies? Dis nobel, dis pragtig, dis mooi. Dalk jou eie sonde, dalk iets wat tussen jou en die Here staan. Ek vra jou vanoggend, maak reg. Maak skoon. Maak skoon. Net daar waar jy sit, saak tussen jou en die Here, sê nou vir hom, Here, vergewe my. As jy nog nooit vir hom gevra het om in jou lewe in te kom nie, dan is dit vanmôre jou geleentheid. Sê vir hom, Here Jesus, ek vra U om in my lewe in te kom. Vergewe my, maak my skoon, vergewe my.
Maak my nuut, maak my 'n nuwe mens. Dalk het jy dit gedoen, maar daar het iets in jou lewe ingekom. Een of ander sonde, een of ander ding wat tussen jou en die Here staan. Kom sê vir hom vanmôre, Here, vergewe my. Maak my skoon. Maak my skoon. Nie môre nie. Nou. Sodat almal van ons, wanneer ons by die nagmaaltafel nou gaan aansit, met 'n skoon gewete kan sê, ek eet van hierdie brood, ek drink van hierdie druiwesap, ek is skoon, ek is nuut. Niks is so groot, niks is so sleg, niks is so erg dat sy bloed dit nie kan reinig nie. Hy maak skoon. Hy maak skoon. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie. Amen.